baie gewonder, wat sou die eerste mense wat ooit op 'n koppie soos hierdie in Johannesburg gestaan het, wat sou so iemand dink as hy vandag weer hier kon wees? Wat toe net grasvelde was, is nou 'n stad. Duisende geboue, miljoene mense, karre, mense op pad ergens heen, mense wat weer hulle pad moet terugkry aan die einde van die dag. Mens wonder amper soos by 'n kolonie vinke, hoe kry almal ooit weer hulle nessies? En dis waaroor ons storie hierdie week gaan. Hierdie week praat ons oor kaarte. Kaarte deur die eeue. Daardie eerste mense het waarskynlik met behulp van die sterre en die son as hulle enigste gidse hier ingetrek met hulle ossewaans. Vandag gaan dit nie meer werk nie. Selfs die kaarte wat ons ken, gaan nie noodwendig meer genoeg wees om te help nie. Kom ek gaan wys julle. So 5-6 000 jaar gelede het mense begin om per skip handel te dryf. En ons woord navigeer kom van die Latynse navis vir skip en agere vir stuur af. En kaarte is amper so oud soos die mensdom self. Kaarte is ongelooflik, maar hulle is tydgebonde goed. Ek moet kyk net na hierdie kaarte wat ek hier het. Hier is verskillende padatlasse wat omtrent 30 jaar van mekaar verskil. In die afgelope 30 jaar het nie net ons provinsie se name verander nie, maar ons paaie het dramaties verander. Veral in Johannesburg. Hierdie kaart is 'n Johannesburg kaart, glo dit as jy wil. Hy is so in die 80er, 90er jare gebruik. Hier is 'n kaart wat jy vandag gebruik as jy in Gauteng wil rondry. Aansienlik meer inligting. En wat gebeur het is eenvoudig nie net dat die stede gegroei het nie, maar ook dat die mense meer geword het, die karre het meer geword, die verkeer is swaarder en ons is geglobaliseer. Met ander woorde, vandag moet ek sit en my pad vind deur Johannesburg. Volgende week is ek in Londen, die week daarna is ek in Sydney se spitstyd besig om te probeer uitvind waar is die kantoor waarheen ek op pad is. En as jy dit met 'n kaartboek moet soek, is jy eintlik net besig om moeilikheid te soek. En daarom lyk kaartboeke almal vandag soos GPS'e. En almal wat om ons in die verkeer sit, ry heel waarskynlik met so een in die kar. Dit was so net meer as 50 jaar terug gewees in 1957, toe die Russe die eerste mensgemaakte satelliet in die ruimte kon plaas. En kort daarna, in die vroeë 60er jare, het die slim mense toe uitgewerk dat jy met die behulp van die satelliet, 'n aardstasie, 'n bietjie driehoeksmeting en die Doppler-effek die posisie kan vasstel van 'n ander objek iewers op die planeet. Binnekort is daar verskillende sulke stelsels ontwerp, maar teen 1973 het die Amerikaanse weermag op een stelsel besluit wat hulle genoem het Navstar. En die volgende jaar het hulle die eerste satelliet in die ruimte gehad. Nou, om akkuraat 'n posisie te kan vasstel, het jy ideaal 4 verskillende satelliete nodig wat gelyktydig daardie stukkie van die aarde dek. En nou die een satelliet na die ander begin opstuur. Die laaste van hierdie 24 satelliete wat nodig was, in 6 verskillende wentelbane om die aarde, is in 1993 die ruimte in. In 1983 het daar 'n tragedie gebeur wat gemaak het dat hierdie stelsel nou vir ons almal beskikbaar is. 'n Koreaanse vliegtuig met 269 passasiers aan boord is verkeerdelik afgeskiet toe hulle per ongeluk in die Russiese lugruim beland het. 14 dae later het president Ronald Reagan aangekondig dat Navstar nou vir almal beskikbaar moet wees, om te keer dat so iets nie weer gebeur nie. Teleatlas is boffens as dit by kaarte en by GPS'e kom. Hulle is die ouens wat die kaarte verskaf vir amper al die GPS'e op ons land se paaie. En is nie so eenvoudig soos om 'n kaartboek te scan en op 'n stokkie in jou GPS in te druk nie. O nee. Toe ek begin het ek gefokus op lugfotografie. Dit was die hoofbesigheid waarmee ons besig was daai tyd. En dit het baie verander. Dit was geneem op ou filmkameras, groot formaat, 9x9 duim fotos. Dan 'n baie lang proses om daai fotos in te kry op 'n manier wat jy kaarte daarvan af kan maak. En dit het 6 tot 8 maande gevat om van fotos neem tot iets te hê wat die karteringsmense kan gebruik om die kaarte te trek. Vandag word dit so 'n bietjie anders gedoen, want ons paaie verander deesdae gemiddeld so 15% per jaar en akkuraatheid is van kardinale belang. Hier sit ons vir Kevin, hy is besig om 'n ou Russiese kaart te gebruik om paaie meer reg te maak. So hierdie is baie oud, hierdie kom van die 50s, 60s af wat hulle die Rusland het die hele Afrika kon karteer.
So later van tyd sal ons dan lugfotografie aanskaf of satellietbeelde aanskaf om hierdie beter te maak. So dit is nogal 'n lang proses as jy in ag neem dat net in Suid-Afrika het ons 670,000 km paaie. Kom ons gaan kyk gou wat doen Reine met die lugfotografie, dan sal jy kan sien hoe pas hierdie daarby in. Volgende stap. Ja, jy kan sien daai was van kaarte af ja, die blou lyn is van kaarte afgevang en dit is nie so akkuraat soos wat lugfotografie sal wees nie. Want dit ou kaarte veral kan baie foute op hê en so aan. So nou word dit geopdateer met lugfotografie wat basies beteken jy doen alles van voor af. Ou kaarte en nuwe lugfoto's is nie al wat Teleatlas inspanne om 'n kaart mee te bou nie. Jy het 'n groot GPS. Veilig ry? Hy het 6 kameras op. Hy het 4 voor, 2 agter. Die ding, die lasers wat bo is en also daai ronde ding wat daar bo sien het is die GPS wat met satelliet kommunikeer. Dan hy neem 3 keer 'n punt en foto's 1 sekonde. Hierdie karretjies moet verifieer dat wat die kaarte en vliegtuie uitwys regtig waar is op die grond. Sien, hierdie is nou 'n 2-baanpad. Maar as ek nou 'n pad kry, daar's 'n eiland tussenin, dan sal ek daai pad nou 2 keer moes ry. Om daar 'n eiland in is, dan moet ek albei kante kan afloop. Dit lyk dalk net soos 'n klein oranje karretjie van buite af, maar is eintlik een reuse rekenaar waarmee hy rondry. Hier is system control. Hy kontrol alles se krag en goeders. Jy kan tussen alle rekenaars wat hier is select hierso. Hierso is 'n keyboard en 'n skerm. Dan select ek net een vir rekenaars. Jy weet vir my, hoeveel ure 'n dag ry jy? So 8 as dit mooi weer is. En dis elke dag van die week. Elke dag van die week. Saterdag sal ek 'n halfdag ry en dan Sondag is kap. Hoeveel foto's neem jy in 'n week? Ja, dit hang af hoe lank ek werk, maar soos ek gesê het, daar van daai 77,000 foto's op een kamera en daar 6 kameras. Dit vat omtrent 2 ure in die middag om alles te download wat ek nou gaan doen. So dit gaan rukkie vat. Sien hoe word dit nou deur die proses gevat. Gordon se foto's word nou gekoppel aan die kaarte wat hulle reeds gebou het, om seker te maak alles is reg en om relevante inligting soos byvoorbeeld wat op padbordjies verskyn en nie op kaarte en lugfoto's nie ook in te trek. Maar selfs GPS'e kan ook net soveel help. As hulle almal geprogrammeer is om te sê dat die M1 die vinnigste roete is tussen Johannesburg en Pretoria, land almal op die M1 en word hy vinnig die stadigste roete. Maar jy weet dit nie en nou sit jy met die dilemma. Moet jy die alternatiewe roete probeer of is hy dalk nog stadiger? En soos met ander tegnologie was dit gou duidelik. Ons kort meer. Meer inligting wat vinniger en akkurater is om ons roetes mee uit te werk. Dit is Dinsdagoggend 7:30. Ek is in die middel van Johannesburg en hoor die voeltjies sing. Ek is nie in die spitsverkeer nie. Dis al lekker. Maar dis nie omdat die GPS so slim is nie. Hy het net vir gewys waar se parkie om te gaan wegkry. Maar kom ons verbeel ons vir die oomblik dat my GPS vir my kon sê waar lê die verkeersopeenhopings en dat hy vir my kon sê waar het die paaie verander. Amper onmiddellik, nie elke 4 maande of 1 keer 'n jaar nie. Met ander woorde, dat hy my lewe in die spitsverkeer makliker kan maak. En verbeel jou, hy kan maak dat almal nie gelyk op dieselfde pad probeer ry nie. Nie net gaan ons vinniger kom waar ons wil wees nie, maar die CO2-besparings wêreldwyd gaan enorm wees. Maar jy hoef jou nie te verbeel nie, want die toekoms is alreeds hier. Kom ons gaan wys julle. Ontmoet die lewendige kaartboek, 'n GPS met 'n SIM-kaart in. Alle GPS-gebruikers se posisies en snelhede word heeltyd teruggelees na 'n sentrale databasis wat bepaal wat die gemiddelde snelheid op daardie spesifieke punt op daardie spesifieke tyd moet wees. En dan gebruik hy dit om vir jou op die stilste moontlike roete vir daardie oomblik te plaas.
Hierdie is nou 'n goeie voorbeeld van hoe die live weergawe moet werk. Die satelliete tel nou op dat my kar nou doodstil staan en stadiger beweeg as wat hy veronderstel is om hier te beweeg vir die tyd van die dag. Onmiddellik beteken dit dat hy dit in ag gaan neem vir die karre agter my wat met GPS'e rondry en dieselfde roete wil ry. En nou sal hy hulle op 'n alternatiewe roete stuur. En dit beteken dat hy ook help dat hierdie verkeersknoop nie so groot word as wat hy sou geword het nie, omdat hy help om karre te herlei. En op daai manier kan dit baie help met verkeerspatrone. So the system that tries to avoid road blockages, which will result in less travel time for the people, but also less fuel consumption. So it's also contributing to green driving. And it has shown that the system will pay back for itself by the time that you spend in traffic jams and on petrol and gasoline. So it will definitely improve the whole flow of people through a network of roads. En dis nie al hoe hy jou kan help nie. 'n SIM-kaart beteken ook toegang tot die internet. Ons soek sê nou maar 'n gastehuis en dan kyk ons nou of daar slaapplek of wat ook al beskikbaar is. Omdat ons live is, gee dit vir my die opsie om te bel. Joburg Backpackers? Klink lekker. Kom ons bel hulle. Joburg Backpackers, good morning. Good morning. I'm just wondering if maybe you could give me an idea of your tariffs for the night. Okay, are you looking at twins or doubles or? Singles, if you have. Okay, we have the dorm room option. Jy kan selfs kyk wat is die weervoorspelling by jou bestemming. Weather report for today. Cloudy, occasional rain. Maximum temperature, 26 degrees Celsius. Minimum temperature, 20 degrees Celsius. Platform. En selfs al het jy nie so 'n grand GPS nie, kan jy op die internet van die kaarte gebruik maak om jou roete te beplan voor jy iewers heen ry. Sê net waarheen en watter tyd van die dag en hy werk die beste roete vir jou uit. En die verkeersvloei word elke 3 minute opgedateer, so jy kan amper direk sien hoe die verkeer nou lyk op al die paaie. Ek sien hier op die N1 naby waar ons nou is daar so 'n bietjie verkeer. So as ons nou daar kyk, dan sal ons nou sien wat presies die probleem is. En dit is net stadige verkeer. En dis hoe jou GPS-sein op 'n indirekte metode vir jou en al die ander padgebruikers help. Maar jy kan ook op 'n direkte wyse bydra om jou eie en ander mense se lewens makliker te maak. As jy op 'n fout afkom, maak jy hom eenvoudig reg. Kom ons sê vir haar. As wil dit reg maak, sal ons die verkeersrigting omdraai. Ja. Naby ons en dis op daai pad. Ja. Okay. Oeps. Gedoen. Wil ek die verkeer omdraai? Ja. Is permanent, né? Gaan nie regkom soos padwerke nie. Sy sê dankie. Nou die volgende keer as jy aan jou rekenaar koppel, dan gaan die hele wêreld dit weet. Of almal met hulle live GPS'e. Die gewone gebruiker, as hy vir die eerste keer dalk sy GPS opkoppel aan die internet of rekenaar, dan sal daar 'n vraag wees, wil jy help om die kaarte so goed as moontlik te maak? En as hy sê ja, dan heeltemal anoniem word sy spoordata na ons toe gestuur, of as hy fisies op die GPS iets regmaak en dit aanstuur vir ons, dan is dit ook net soos wat op sy besluit dit soos wat hy dit wil hê. Na raming is daar ongeveer 'n biljoen karre op die wêreld se paaie vandag. En dit word net elke dag nog meer. Nou daar word gereken dat die gemiddelde bestuurder in 'n eerste wêreldland sowat 'n hele werksmaand uit die jaar net in verkeersknope spandeer. Dit beteken dis 'n hele maand in verkeer waar hy kon gewerk het. Tel nou daarbey die impak wat verhoogde petrolverbruik en CO2-emissies op ons omgewing het,
Om nie te praat van padwoede, stres en ander ewels wat deur swaar verkeer veroorsaak word nie. En dan sal jy gou die nut insien van 'n stelsel wat effektief help om kongestie of verdringing op ons paaie te verdun deur roetebeplanning effektiewer te bestuur. Die volgende stap in die ontwikkeling van kaarte en GPS-tegnologie is om 3D-kaarte te hê wat presies wys hoe lyk die omgewing om jou terwyl jy ry, sodat jy nog makliker jou pad kan vind. En dit is ook al amper hier. Die ou Viking ontdekkingsreisiger Floki Wilgerdarsson, die ou wat IJsland ontdek het. Hy het daarin geglo dat hy nooit die vasteland verlaat en op sy skip klim sonder dat hy 'n hok vol kraaie saamvat nie. Want as hy verdwaal op die oop see, dan laat hy eenvoudig een van die kraaie los. Hy hou die kraai dop en as die kraai al om die boot draai, dan weet hy daar's nie land naby nie. Maar as die kraai koers kies in 'n rigting, is hy kort op sy hakke, want dan weet hy waar lê die naaste land. Slim, maar ek wonder wat sy ou Flokie gesê het as hy kon sien hoe ons vandag die ding doen. Net hierna, Quentin met nog 'n paar van julle boskraaie en ander bydraes.